En nou is ons by hoofstuk 20, die vlugtende man. As 'n mens die woord vlug gebruik, beteken dit iets dryf jou om te vlug. Iets motiveer jou om te vlug. Of jy is bang dat iets gaan gebeur, of daar's 'n gevaar wat jou lewe bedreig, en dan probeer jy om weg te kom daarvan af. Maar 'n profeet wat vlug, en dan lees jy in die boek Jona, dat hierdie profeet, wie se naam terloops duif beteken in Hebreëus, dat hierdie profeet klap die vlerke van daardie duif, en hy probeer wegkom vir 'n vale. Hy gaan af na Joppe toe, daar is 'n hawe, hy spring daar op 'n boot, betaal sy passasie, en dan is hy op pad na die verre weste toe, na Spanje toe. Want jy sien, hierdie man is besig om te vlug, nie van 'n vyand af nie. Ten minste so lyk dit. Hy is besig om weg te vlug van God af. Nou, hoe kan 'n mens van God af wegvlug? Is jy bang vir die oordeel van God? Want ons vind dit baie by die profete dat hulle die oordeel van God verkondig en sê, as jy jou nie gaan bekeer nie, dan gaan God jou lewe van jou neem. En dit is bedreigend, want hierdie God kan dit ook doen. Hy het die mag om dit te doen. Maar weet jy, as ons aan die einde van die boek Jona kom, dan hoor ons dat Jona in 'n gesprek met die Here sê, Here, ek het dit verwag, ek het dit geweet, U gaan nie die Nineviete straf nie, want U is lankmoedig, U is liefdevol, U is genadig. En toe U hoor dat hierdie mense hulle bekeer, toe gee U vir hulle 'n tweede kans. En die straf is daarmee heen. En hieroor was Jona baie ongelukkig. Nou, kan dit waar wees? 'n Profeet van die Here, ongelukkig omdat mense tot bekering gekom het? Maar kom ons probeer iets daarvan verstaan. Nie om vir Jona 'n rede te verskaf, hoekom hy so kon voel nie. Maar jy sien, die Here gee vir hom 'n opdrag. Hy sê vir hom, Jona, gaan na Ninive toe, die hoofstad van die Assiriese ryk. En as jy daar kom, dan verkondig jy aan daardie koning en die mense van daardie stad, as hulle nie vir hulle bekeer nie, dan gaan ek na hulle toe kom, en daar gaan van hulle niks oorbly nie. Daar gaan van hulle niks oorbly nie. En dan doen Jona presies die teenoorgestelde wat die Here van hom verwag. In plaas daarvan om in 'n noordoostelike rigting te stap, te ry met 'n donkie of 'n kameel tot hy by Ninive aankom en dan met hulle te praat, doen hy presies die teenoorgestelde. Hy gaan in 'n suidoostelike rigting, hy kom by die hawe van Joppe, hy spring op 'n boot en nou vlug hy van God af weg. Hoekom vlug hy weg? Want hy haat die Assiriërs. Hy haat die Nineviete, want hulle was 'n baie breedaardige volk. Hulle het Noord-Israel vreeslik baie aangeval, mense weggevoer, mense doodgemaak. En nou verwag die Here van 'n opregte Israelitiese profeet dat hy nie na die volk Israel of Juda toe moet gaan nie. Hy moet nou vir die Nineviete die moontlikheid van lewe gaan aanbied, op voorwaarde dat hulle self sal bekeer. En dit kan hy nie doen nie. Hy soek wraak. Hy wil hê dat hierdie Nineviete moet dit nie maak nie. Hulle moet van die aarde af weggevee word, net soos wat hulle so baie volkere en mense en groepe weggevee het met militêre geweld en met verskriklike hoeveelheid krag en monsteragtige dinge wat hulle aan mense gedoen het. Jy weet jy, dit laat 'n mens nogal dink. Ek het 'n ou grootmoeder gehad, 'n ouma, wat deur die Boereoorlog, die Engelse oorlog gekom het, as kind. En sy het 'n plekjie op haar kop gehad wat haar hare nooit wou groei nie. En toe vertel sy vir ons eendag die verhaal, hoe dat die Engelse kaartjies gekom het.
Hulle het eenvoudig daar by die plaas aangekom. Oupa was klaar weg op kommando gewees. En toe sê hulle, nee, hulle moet nou kom, hulle word na 'n konsentrasiekamp toegevat. En sy word saam met die kinders, sy het probeer weghardloop, word op 'n wa gegooi, haar kop word beseer, en daar het die haartjies nooit weer gegroei nie. Ouma was nooit verbitterd nie, maar daar was tog 'n ding gewees. Stel jou voor, een van haar seuns sal dalk nou moes kom eendag en met die Engelse gaan praat, en nou 'n predikant word onder hulle. Ek dink nie dit sou vir haar lekker gewees het nie, want die Engelse het kom vat wat nie aan hulle behoort nie. Nou ons gaan nie die geskiedenis oor probeer laat uitspeel nie. Ons wys ook nie vinger nie. Ons probeer net 'n prentjie skep om te sê, hoe kan 'n mens voel teenoor 'n vyand? En dit is hoe Jona gevoel het. En weet jy, nou gaan Jona, nou kruip hy vir God weg. Onmoontlik, Jona, jy kan nie vir God wegkruip nie. Hy is die God wat alles sien, hy is die God wat alles weet. Waar daar vir ons duisternis is, pla dit hom nie, hy gaan vir jou kry. En dan is hy op die dek van die skip. En dan gaan hy na die onderste gedeelte van die skip toe, onder die dek. En dan gaan hy agter na die vragruim van die skip toe. En daar tussen die vrag, daar gaan kruip hy weg. En dan kom daar 'n woeste storm wat die Here laat losbreek. En uiteindelik gaan dit so erg dat hulle bang is dat die skip sal vergaan en die matrose word aangesê deur die kaptein, raak van die vrag ontslaan, nou gooi hulle alles oorboord. Dit waarvoor hulle werk, dit waarvoor hulle geld sou kry, word nou in die see ingegooi. En dan kom die koning af, verskoning, nie die koning nie, toe kom die kaptein af, daar na die onderste ruimte en hy sê vir Jona, jy lê in slaap hier. Ons het jou hande nodig op die dek, kom help vir ons. Hoe kan jy lê in slaap? En dan besef die matrose en die kaptein op 'n stadium, hier's iets anders aan die gebeur. En hulle vra vir Jona, waar kom jy vandaan? Waarheen is jy op pad? En dan kom hy uit met die storie. Hy vlug van God af weg. En dis God wat hierdie storm gestuur het, omdat hy ongehoorsaam was. En dan sê hy vir hulle, gooi my oor die reëling in die see in, dat julle gered kan word. Weet jy, en dan gebeur 'n wonderlike ding. Die matrose sê, nee, ons kan dit nie doen nie. En dan roei hulle so hard as wat hulle kan om land te probeer bereik, maar die see word net al hoe onstuimiger. En dan sê hy weer, gooi my in die see in, en dan bid daar die matrose, en hulle sê, nou bid ons tot jou God, Jona, en ons vra, dat hy ons sal vergewe, as ons vandag 'n verkeerde ding doen, as ons vandag verantwoordelik is vir die dood van jou, God se profeet. En ja, en daar kom die kalmte, en daar kom die rus. En dan stuur die Here 'n walvis, hy sluk vir Jona in, en vir 3 dae is hy in die binnekant van daai walvis, sit hy eintlik in die doderyk. Na 3 dae het hulle gesê, as jy nie bykom nie, is jy dood. En dan word hy uitgespoeg. En dan hoor hy weer vir 'n tweede keer die boodskap, gaan verkondig die boodskap aan Ninive. Ek wil saamvat. Ninive kry 'n tweede kans, en hulle gryp dit aan. En hulle kom tot bekering, en die Here red hulle. Maar weet jy wie het ook 'n tweede kans gekry? Jona kry ook 'n tweede kans. En daar is ook redding vir Jona, want nou gehoorsaam hy die Here, doen wat die Here wil hê, en die wil van die Here word volbring. En 120.000 mense se lewens word gespaar, omdat die profeet uiteindelik gehoorsaam was. God is 'n God van tweede kanse. Die Niniviete weet dit, Jona weet dit, ek en jy moet dit ook weet.